As ek een preek die res van my lewe kan preek, sal dit hierdie een wees. En ek is ongelooflik opgewonde. Nog die hele tyd wat ek voorberei vir hierdie preek. En ek moet nog baie praat, so ek moet nou ophuil. Maar ek ervaar ook die weight van hom. Kom ek bid vir ons. Vader, dankie vir u woord, Here. Dankie dat ons kan verwag dat die Gees kragtig gaan werk vanoggend. Mag ek niks sê wat nie van u af is nie. En maak ons harte oop asseblief, Here. Bid dit in Jesus naam. Amen. Daar het een keer 'n vrou na Charles Spurgeon, party bronne sê dit was George Whitefield geweest, maar Charles Spurgeon of George Whitefield, na een van hulle preke, toe 'n vrou na hom toe gekom en vir hom gevra, "Why do you keep saying after every sermon, you must be born again?" En toe het hy reply en gesê, "Because you must be born again." En ek weet nie hoekom jy is vanoggend nie. Ek weet nie of een van jou kinders of jou man of jou vrou dalk nie toe getrek het nie. Dalk toe jy instap het jy hierdie gesien en gedink, ag nee, Christian preek weer die mini dominee soos sommige van julle sê. Maar ek wil vanoggend vir u sê, daar is nie 'n belangriker vraag in jou lewe as hierdie vraag, is jy weergebore nie? Nie is ek 'n Christen nie, identifiseer ek as 'n Christen, hou ek van Jesus, kom ek kerk toe, dis nie die vraag nie, die belangrikste vraag in jou lewe is ek weergebore? En die rede hoekom dit die belangrikste vraag van jou lewe is, want sonder wedergeboorte is niemand 'n ware Christen nie, en sonder wedergeboorte gaan jou Christenskap nooit enigiets meer wees as 'n dooie godsdienstige oefening nie. Kerk gaan vir jou 'n dooie godsdienstige oefening wees en nooit lewend raak nie, as jy nie wedergebore is nie. Belangrikste vraag van jou lewe. Blaai saam na Johannes 3 toe. Hy gaan op die bord wees, hierdie eerste keer wat ek hom lees, en dan daarna as ek terug gaan na hom toe, gaan hy nie, so volg saam met julle Bybels as julle dit het. Maar net voor dit, wil ek net die einde van Johannes 2 weer lees. Want dit is die inleiding vir die gesprek, wat ons nou hier gaan sien tussen Jesus en Nikodemus. Johannes 2 vers 23. Terwyl Jesus vir die viering van die Paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in hom gekom, toe hulle die wondertekens sien wat hy gedoen het. Maar hy het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy geweet het hoe hulle almal is. Hy het nie nodig gehad dat iemand hom iets van 'n mens vertel nie, want hy het self geweet hoe mense is. So hier is die inleiding vir die gesprek wat ons nou gaan sien tussen Nikodemus en Jesus, want die mense wat Johannes hiervan praat, wat Jesus van praat, wie Jesus geken het en geweet het hoe hulle is, dit is Nikodemus en die mense wie hy verteenwoordig. Wie Jesus weet wie hulle werklik is. Hulle het geloof gehad, maar nie reddende geloof nie. So kom ons gaan Johannes 3 toe, met daai inleiding. Johannes 3 vers 1. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, "Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie." Daarop sê Jesus vir hom, "Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Nikodemus vra hom toe, "Hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie?" Jesus het geantwoord, "Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie.
Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. So Nikodemus kom na Jesus toe, en dit is interessant, Johannes sê hy kom na Jesus toe in die nag. En hoekom het hy in die nag na hom toe gekom? Wel is waarskynlik omdat Nikodemus deel van die Joodse raad is. Hy's 'n Fariseer en hy het geweet die Fariseërs is teen Jesus. Hulle het vir Jesus verwerp. So as hy saam Jesus gesien word, was hy bang hulle sou hom ook verwerp het. So hy kom in die nag na Jesus toe. Die ander rede kan wees, en dit sal nie verbaas nie as dit ook 'n rede is nie, die hele simboliek van donkerte en lig. Johannes kom van geestelike donkerte na die lig toe van Jesus. Maar die punt is, hy kom na Jesus toe en hy's baie vriendelik en respekvol, want hy's nuuskierig en hy het opregte vrae vir Jesus. Hy wil opreg antwoorde soek. En dis dalk waar hy bietjie anders is as die ander Fariseërs. Hy kom met 'n nuuskierigheid en 'n opregte soeke vir antwoorde. Maar is interessant, Jesus ken sy hart. Hy ken sy hart, so hy sê lus vir chit-chat nie. Hy kom by die punt uit. Jesus wil by die punt uitkom, hy wil by die hart van die saak uitkom en daarom vra hy of antwoord hy 'n vraag wat Nikodemus nie eers vir hom vra nie. En wat Jesus sê om by die hart van die saak uit te kom, is in vers 3, hy sê, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. Wanneer Jesus hier sê, as jy nie opnuut gebore word nie, kan jy nie die koninkryk van God sien nie, daai Griekse woord van opnuut gebore is anothen. Ek dink ek het dit reg gesê, anothen. En dit beteken of weer of van bo. So dit kan beteken weer of van bo. So twee goed kan hier gebeur. Of Nikodemus het gedink, Jesus sê jy moet weergebore word, en hy het fisies gedink aan die fisiese betekenis, maar Jesus het eintlik dit geestelik bedoel, jy moet van bo gebore word. So hy het hom heeltemal misverstaan, en dis hoekom hy die vraag vra, want hy het heeltemal vir Jesus misverstaan op daai manier. Of andersins, wat baie kommentaare sê, is dat Nikodemus was 'n Joodse leermeester. So hy sou verstaan dat Jesus in metafore wil leer. Hy leer ander mense metafore, net soos enige Joodse leermeester in metafore mense sou leer. So Nikodemus sou geweet het, hy is nou besig met 'n metafoor, maar hy vra nog steeds die vraag, want hy wil presies weet wat Jesus gesê het, wat hy bedoel het met sy metafoor. En hier's die punt, Nikodemus mis die punt van wat Jesus wil sê. Nikodemus mis wat Jesus wil sê, en daarom vra hy hom die vraag, hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom nou in hierdie volgende gedeelte, hy verduidelik nou presies wat hy bedoel met jy moet opnuut gebore word. So in hierdie gedeelte, Nikodemus vra hom die vraag, en hy gaan hom nou verduidelik presies wat hy bedoel met dit. Vers 5 tot 8, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. So wat is Jesus se punt? Sy punt is, jy moet 'n nuwe mens gemaak word. Jy moet weergebore word van bo deur die Heilige Gees van God. Dis die punt wat hy probeer maak hierso. Maar Nikodemus verstaan dit nog steeds nie. En dis hoekom hy weer vir hom vra, maar hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? En is hierdie keer wat hy nou weer vra, maar hoe is dit moontlik, Jesus? En dit weer nie verstaan nie, is hier waar Jesus op 'n ernstige manier nou vir Nikodemus aanspreek.
spreek hom nou op 'n ernstige manier aan. Jesus sê in vers 10, jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Hierdie is crucial. Hoekom verwag Jesus dat Nikodemus moet verstaan wat hy sê? Wie is Nikodemus? Hy is deel van die Joodse raad. Hy is 'n top of the range fariseer. Wat beteken dit? Hy sou die skrif van begin tot einde geken het. Hulle kinders op 'n 12 tot 13 jarige ouderdom het blykbaar al die hele Torah gememorise in hulle koppe. So hy het verseker die skrif geken. En die rede hoekom Jesus verwag dat hy moet verstaan wat hy sê, is daar is Ou Testamentiese beelde en beloftes van God wat nuwe lewe skep deur sy gees reg deur die skrif. Reg deur die skrif sien ons Ou Testamentiese beloftes van God wat nuwe lewe gaan skep. Psalm 51 vers 9, Jesaja 44, Jesaja 55, Jeremia 2 vers 13. En dit hou nie op nie. Dit hou nie op nie. Die hele prentjie wat in die Ou Testament geskep word van nuwe lewe deur die gees wat ook baie keer gekoppel word met water. Dis 'n interessante ding. Word baie keer gekoppel ook met water en dan spesifiek die rede hoekom Nikodemus moet verstaan wat Jesus hierso sê, is meeste kommentare stem saam dat Jesus terugverwys hier na Esegiel toe. Esegiel 36 vers 25 tot 27 waar ook oor die water en die gees gepraat word. Lees saam vers 25. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. So weer eens, Nikodemus wat die skrif sou ken en verstaan, moes verstaan het dat Jesus hier praat van nuwe lewe, van geestelike vernuwing en reiniging in die gees. As 'n top of the range rabbi, he's not supposed to miss this. Maar hy het dit gemis. En as jy dalk nou net so verlore soos Nikodemus is, Titus 3 vers 5 som eintlik baie mooi op wat wedergeboorte is en wat Jesus hier probeer sê. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Jesus sê, jy moet wedergebore word, jy moet weergebore word. En Nikodemus verstaan dit nie. Hy dink by homself, maar ek is dan 'n kind van Abraham. Ek is in die verbond gebore, hoekom moet ek weergebore word? Dit maak nie sin nie, hy verstaan dit nie. En 1 Korintiërs 2 vers 14 verduidelik hoekom hy dit nie verstaan nie. Die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Hoekom verstaan Nikodemus nie wat Jesus sê nie? Hy is nie weergebore van bo nie. Dis presies wat Jesus sê in vers 12. Waar is dit nou? Dis presies wat Jesus sê in vers 12. Hy sê, ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemelse vertel? So as jy nie eers hierdie goed verstaan nie, as jy nie eers die aardse goed verstaan nie, wedergeboorte, dat daar nuwe lewe moet wees, die hele beeld wat geskep word in die Ou Testament, as jy nie eers verstaan dat met nuwe lewe kom as 'n volgeling van Jesus nie, dan gaan jy niks anders verstaan nie. Dan gaan jy nie die dieper goed verstaan nie, jy gaan nie die hemelse goed verstaan nie. Soos dieselfde wat Jesus daar sê. En dan, dis interessant, die volgende vers sê Jesus, dis net ek wat van bo afkom, ek wat van die hemel afkom, wat my gees vir julle kan gee en die dinge van bo aan julle bekend maak. So slegs Jesus wat van bo is, wat die goed van die hemel aan ons kan
bekend maak. Ons kan laat dit verstaan deur sy gees in ons. Dis slegs hy wat dit in ons kan doen. So Jesus sê, julle verstaan nie. En hier is die ding. Jesus praat nie net hier met Nicodemus nie. Hy sê, julle moet opnuut gebore word. Julle ontvang nie ons getuienis, daai ons is die Vader en die Seun. Julle ontvang nie ons getuienis nie. So hy praat met Nicodemus en almal wie hy verteenwoordig. En wie verteenwoordig Nicodemus? Weerens, top of the range fariseërs. Hulle sou die skrif geken het, en baie keer het ons hierdie beeld, dis interessant, ek het so 'n podcast gaan later na van sy goed ook verwys, van Johnny Ardevanus, en in die kommentaar is dit ook duidelik, hoe dieper jy ingaan om regtig te verstaan wie die Joodse raad was, en as jy dieper gaan en dan besef jy, dis nie hierdie legalistic mense wat gedink het, ons gaan deur ons werk in die hemel kom nie. Hulle sou baie mooi verstaan het, dis slegs deur genade, ons is deur genade deel van God se verbond. Dis als genade. So hulle sou dit verstaan het. En dis hierdie mense wat Jesus voorsê, julle moet weergebore word. Julle moet opnuut gebore word. Maar hulle hou aan stry, hulle aanvaar nie Jesus se getuienis nie. Dis die ding, hulle aanvaar nie Jesus se getuienis nie. Hulle hou aan stry en wat hulle claim is dat hulle is kinders van God. Hulle is kinders van Abraham, gebore in die verbond. Hulle hou aan stry met Jesus. Ons hoef nie weergebore te word nie, want ons is mos nou kinders van God. En kyk wat sê Jesus vir hulle in Johannes 8. Kyk wat sê hy vir hulle. 8 vers 42. As God julle Vader was, sou julle my lief hê, want ek het van God afgekom en hier is ek nou. Ek het immers ook nie uit my eie gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom begryp julle nie wat ek sê nie? Omdat julle my boodskap nie kan verstaan nie. Julle is kinders van die duiwel, hy is julle vader en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. So Jesus sê, nee boys, julle dink julle vader is God, julle vader is die duiwel. Dis Jesus se woorde. En die hart van hoekom hulle kinders van die duiwel is en die kinders van God nie is, hulle dink hulle saak met God is reg. Hulle dink hulle het nie redding nodig nie. Hulle dink net die heidene het redding nodig. Hulle hoef nie nuut gemaak te word nie, net die heidene moet nuut gemaak te word. So hulle dink hulle saak met God is reg en die gelykenis in Lukas, Jesus se gelykenis in Lukas som dit baie mooi op. Vers 9, Lukas 18 vers 9. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het Jesus hierdie gelykenis vertel. 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Diewe, bedrieërs, egbreekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 10de van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, Jesus sê hierdie, ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word en hy wat nederig is, sal verhoog word. So Nicodemus en almal wat hy verteenwoordig, wat Jesus hiermee praat, hulle dink hulle saak met God is reg. Hulle dink die tollenaar het redding nodig, maar nie hulle nie. En weer eens net die punt van, hulle het nie gedink hulle gaan met hulle werke in die hemel kom nie, hulle sal die skrif verstaan het. Maar as jy so in daai gedeelte waar hy sê, en Johnny Ardevanus het dit in sy podcast, ek steel dit by hom, maar dit is so goed. Daar waar hulle sê, yes, ons dankie, ons is nie soos hierdie tollenaars nie. Hy is nie besig om te sê,
Jesus, ek is soveel beter as hierdie mense, dankie tog. Daai hartpostuur van die Fariseërs sou gewees het, Jesus Here, dankie vir u genade in my lewe. Dit is net genade wat u my mee gered het. Ek is so dankie vir u genade, en dan is dit iets van, maar tog sou u my gered het. Soos Jesus, dis net genade, maar ek bedoel, surely sou u my gered het. So, dis hulle postuur, en hulle sê gesê, Jesus, dankie Here, dat ek nie suip nie, dankie dat ek nie dagga rook nie, dankie dat ek nie rondslaap nie, en dankie dat ek nie uithang saam mense wat doen nie. Dis basically die hartspostuur. En dis vir die mense wat Jesus sê, julle moet opnuut gebore word. En as Jesus dit vir hulle sê, wat beteken dit vir ons vandag? Vir ons wat in meeste, dalk nie almal nie, maar meeste in Christenhuise groot word, in die kerk groot word, Bybelstudies toe gaan, selfs die skrif ken. Jesus sê vir ons ook vanoggend, jy moet weergebore word. Jy moet weergebore word. Dis soos 2 Korintiërs 5 vers 17. As iemand in Christus is, as iemand 'n kind van God is, moet hy weer opnuut gebore word. Maar nou is die vraag, hoe weet jy of jy weergebore is? Hoe weet jy of jy 'n kind van God is en of jy 'n kind van die duiwel is? Want die Bybel maak dit baie duidelik, niemand van ons word gebore as kinders van God nie. Na die val as gevolg van sonde is ons geskei van God en ons volg ons eie passies en ons vader is die duiwel. Dis wat die Bybel sê. Ons kies ons sonde bo God. So niemand van ons is gebore as kinders van God nie. Hoe kan jy weet of jy 'n kind van God is en of jy 'n kind van die duiwel is? Ek gaan 3 waarskuwingstekens gee van selfmisleiding, wat 'n aanleiding kan wees dat jy jouself mislei, dat jy dink jy's 'n kind van God, maar jy's 'n kind van die duiwel, en 4 geboortemerke wat bewyse is dat jy nie gebore is, dat jy opnuut gebore is. Die eerste waarskuwingsteken dat jy jouself mislei is dat jy geen liefde vir Jesus het nie, of ook jy is onverskillig teenoor Jesus. Jy is onverskillig, jy kan nie eintlik minder omgee nie. Jy wil nie tyd met hom spandeer nie, jy wil nie met hom praat nie, jy is nie opgewonde oor wat hy vir jou gedoen het op die kruis nie. Jy is nie lief vir sy mense nie, die kerk nie, en jy wil hom nie dien nie. En hier is nie 'n perfekte liefde nie. Niemand kan vir Jesus perfek lief hê nie, maar is daar net 'n onverskilligheid, is daar niks nie. Is daar enigsins 'n liefde vir Jesus? Die tweede waarskuwingsteken is jy dink soos Nikodemus en die Fariseërs dat jou hart nie 'n radikale verandering nodig het nie. Jy dink jy het nie redding nodig nie, want jou ouers glo en jy weet, jy glo en dis al wat jy glo, maar jy besef nie, jy het 'n radikale verandering in jou lewe nodig nie. Jy dink jy is outomaties reg met God omdat jy kerk toe kom en jou Bybel lees. Die derde waarskuwingsteken, God se woord bring geen verandering in jou lewe nie. Jy lees God se woord met jou oë en nie met jou hart nie. Jy lees God se woord met jou oë en nie met jou hart nie. Is daar enige bewys, as jy terugkyk, dalk is jy 'n nuwe Christen, dit gaan anders lyk. As jy terugkyk in die laaste 2, 3, 10, 20 jaar van jou lewe, is daar enige bewys dat God se woord jou verander?
En baie keer begin dit by die groot goed, wat ons dink is die groter goed. En in ons kultuur is dit dalk drank en seks en pornografie en wat ook al. Daai is die eerste goed wat die woord van God jou van gaan convict, waarvan jy moet draai. En dan oor tyd raak dit al hoe meer die kleiner goed. Soos my attitude met my ouers, en hoe ek met my familie praat. En net my attitude in general, of skinder. Maar oor tyd, dis nie 'n perfekte ding nie, maar oor tyd gaan daar bewys wees, dat God se woord, dat die Heilige Gees deur God se woord jou begin verander. So het God se woord geen verandering, bring God se woord geen verandering in jou lewe nie. En dan 4 geboortemerke, wat bewys, dat jy wedergebore is. Hier's 4 geboortemerke. En hier is crucial, want as jy op 6 of 7, en dis baie moontlik, ek het vriende wat dit die getuienis is, as jy op 6 en 7, glo jy is wedergebore. Jy glo al vanaf omtrent van die dag wat jy kan onthou, jou ouers het jou in die evangelie groot gemaak. Daar's nog steeds 'n tyd, deur daai proses, waar die Heilige Gees jou wederbaar het. En as dit jou getuienis is, gaan hierdie geboortemerke ook in jou lewe wees. So, dis partykeer moeiliker om dalk te identifiseer, is ek wedergebore, as jy nie 'n getuienis het van drank of drugs of wat ook al wat die Here jou ook van red nie. Maar dalk is jou getuienis, ek glo nog altyd, ek lewe 'n goeie lewe, dit beteken. Maar hierdie geboortemerke gaan dan vir jou ook, as dit so is, gaan hierdie geboortemerke in jou lewe ook wys. En net voor ek by die 4 uitkom, dan gaan hierdie 2 beelde, eintlik 2 beelde wat in die teks voorkom. Eerstens wind. Ons sien nie wind nie, ons hoor sy geluid, maar die bewys, die evidence van wind, veral in 'n storm in die bome, is undeniable. Jy deny nie, jy sien nie die wind nie, maar jy kan nie deny dat die wind daar is nie. Dis undeniable. En 'n ander ding, en dit behoort nie moeilik te wees, 'n moeilike beeld om te verstaan in Kruispad nie, want ons het soveel babas hierso, maar as jy dink aan 'n nuwe babatjie wat gebore is, die naels wat perfek is, sy oë, haar oë, dit is, daar is geen, ek weet nie mense nie in God glo as hulle 'n babatjie sien wat gebore is nie, maar daar is geen denial dat hier nou nuwe lewe is nie. Hier is nuwe lewe en dit is duidelik vir almal. Hier is 'n baba. En so hierdie tekens, hierdie geboortemerke, hierdie 4 is geboortemerke wat bewys gaan wees van nuwe lewe in ons lewens. Die eerste een is, as jy wedergebore is, gaan daar 'n honger vir God se woord wees. 'n Honger vir God se woord. Ek praat nie van 'n honger vir regte teologie nie, dis ongelooflik belangrik, maar nie 'n honger vir regte teologie nie, 'n honger, 'n liefde vir God se woord. Wat beteken, jy wil hoor wat hy sê en doen wat hy sê. Jy kom met 'n hart na God se woord toe, wat wil hoor wat hy sê en doen wat hy sê. Dis baie makliker om regte teologie lief te hê, as om met 'n hart na God se woord toe te kom, dat hy jou verander. 1 Petrus 2 vers 2 sê, soos pasgebore kindertjies smag na melk, soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk. Dis die woord, suiwer geestelike melk is die woord in die ander vertaling, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Soos Leon 'n paar weke terug vir my gesê het oor hierdie preek, hy het geweet ek preek oor wedergeboorte, en hy sê, ons moet nuwe gesigte kry om te verstaan van die geestelike dinge, die hemelse dinge. So nou as jy opnuut gebore is, jy het 'n nuwe geestelike gesig gekry om te kan sien, gaan jy al hoe meer honger word vir God se woord. Want vroeër het voordat ek tot bekering gekom het op 19, het ek die Bybel gelees, en dit was dooier as enigiets wat al ooit dood was vir my. Dis dalk ouerstyd, maar hy was dood, en na my bekering, ewe skielik is die woord lewendig. Hy is lewendig. So daar gaan 'n honger wees, soos 'n pasgebore baba vir melk, en dan soos jy groei, gaan jy al hoe meer vaste kos wil hê. Jy gaan al hoe meer vaste kos van die woord wil hê. Jy gaan nie stagneer nie, jy gaan net groei in jou diepte
met jou kennis en jou liefde vir God se woord. Dan die tweede geboorte merk, en 'n paar van hierdie goed gaan saam met die waarskuwingstekens, maar as 'n liefde vir Jesus en mense, en terselfdertyd 'n haat vir blywende sonde in jou lewe. Weer eens, kyk terug na jou lewe, kyk die volgende jaar, die laaste jaar, 2 jaar, 10 jaar, groei jy in jou liefde, in jou affection vir Jesus en sy mense. Ek het 'n paar weke terug met iemand gepraat wat sê, ek verstaan nie hoekom ek kerk toe moet kom nie, ek kan mos preke luister, ek kan self die woord bestudeer, hoekom moet ek na 'n kerk toe kom net hoor wat ek anyway gaan hoor. Ek het my 4, 5 vriende wat lief is vir die Here en ons groei saam. Hoekom moet ek kerk toe kom? En my argument sal wees, dit is baie maklik om mense lief te hê wat jy van hou, jou vriende. Dit is baie moeiliker om hier te kom op Sondag en deur die week in hierdie community in te leef en te glo die Here wil jou gebruik en mense lief te hê wat nie so maklik is om lief te hê nie. En jy gaan ook dan besef, jy is een van daai mense wat nie so maklik is om lief te hê nie. So groei jou liefde vir Jesus en groei jou liefde vir sy mense, vir die kerk. En dan die ander ding is, haat jy die oorblywende sonde wat jy nog in jou hart sien. Die Heilige Gees gaan jou hart, gaan al hoe meer openbaar die sonde wat nog in jou hart is. En dis 'n goeie ding, want hy wil ons die justification gebeur en dan wil hy ons heilig maak, hy wil ons sanctify, so dis 'n goeie ding. Maar as jy wedergebore is, gaan jy nie soos 'n vark, as hy val in die modder, as jy val in sonde, jy gaan nie soos 'n vark daar bly nie. Jy gaan soos 'n skaap, jy haat die modder, jy wil uit die modder uitkom, as jy wedergebore is. So is jy 'n skaap of is jy 'n vark? Efesiërs 2 vers 1 tot 5. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. Die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk en barmhartig en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. 1 Johannes 3 vers 9. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. Die idee daar is nie dat jy nooit weer gaan sondig nie, dis glad nie wat die Bybel sê nie. Die idee is, jy is nie gekenmerk meer vir jou sonde nie. Jy lewe nie meer in jou sonde nie. Jy kan nie meer in jou sonde lewe nie, want die Heilige Gees sal nie toelaat dat jy in jou sonde lewe nie. Hy gaan jou nuut maak. En hy gaan jou aanhou nuut maak. En dan laastens Johannes 14 vers 15 sê Jesus, as julle my liefhet, sal julle doen wat ek julle beveel. So weer eens, dis nie perfection nie, dis direction. Okay? Dis nie perfection nie, maar die direction van jou liefde, van jou lewe. Dan die derde een, nederigheid. As jy uit God gebore is, gaan daar nederigheid. Jy gaan gekenmerk word deur nederigheid. Johnny Ardevanus het hierdie gesê, there are no truly proud, mature Christians. Dis onmoontlik, soos wat jy groei in jou verhouding met die Here, dat jy trots gaan bly. Want hoe meer ek 'n pad stap met die Here,
hoe meer sien ek sy lankmoedigheid en sy genade in my lewe, en sy geduld met my, en daar's seisoene, as ek terugkyk, waar jy besef, jy is my oë is oopgemaak, en jy raak passievol oor die Here, en jy raak amper hoogmoedig, want jy begin jouself te vergelyk met mense wie se oë nie oopgemaak is nie. En jy vergeet, ons moet nooit onsself met mekaar vergelyk nie, maar met God. En as jy jouself met God vergelyk, gaan jy nooit hoogmoedig word nie, en jy gaan altyd kort val. En jy gaan besef, if it wasn't for the grace of God, there I go. If it wasn't for the grace of God, there I go. Dan die laaste teken van wedergeboorte is standvastigheid, volharding. Jy gaan in Jesus glo, jy gaan geloof in Jesus as Here plaas, en jy gaan aanhou glo in Jesus as Here in elke liewe seisoen van jou lewe. In die ups, in die downs, no matter what, die Heilige Gees gaan jou nie los nie, jy gaan aanhou glo in hom. En in konteks van Johannes, jy gaan nie die hele tyd soek vir nuwe tekens nie. Daar gaan 'n standvastigheid wees, want jou fondasie is nie op tekens nie, jou fondasie is op waantoe die tekens wys, en dit is die opgestaande Here Jesus. Jou lewe is gebou op die opgestaande Here Jesus. So jy gaan nie die hele tyd soek vir nuwe tekens as 'n wedergebore Christen oor tyd nie. Soos jy mature, gaan jou absolute vertroue in die evangelie wees. En die interessante ding is, as dit is, dan gaan jy verbonde bly in hom, jy gaan abide, soos Johannes 15 sê, in elke seisoen, en soos jy dit doen, gaan jy tekens elke dag sien. Jy gaan sien elke dag hoe die Here werk. Maar dit gaan nie die fondasie van jou geloof wees nie. Maar dit gaan jy sien. So dis die geboortemerke wat ons kan gebruik om te toets of ons werklik weer van bo gebore is. En nou is die vraag, wat as jy na hierdie merke kyk en jy besef vanoggend, soos ek op 19 jaar oud, dat jy nie werklik 'n kind van God is nie. Jy is nie werklik weergebore van bo nie. En die vraag is, hoe kan jy weergebore word van bo? Lees weer saam vers 13 tot 14. Vers 13. Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Jesus is die oorbrugging tussen hemel en aarde. Hy is die een wat dit moontlik maak vir ons om kinders van God te wees. Hy wat van bo af gekom het, maak dit moontlik vir ons om van bo gebore te word. En in hierdie gedeelte is dit interessant, Jesus verwys na Numeri 21 vers 8 tot 9, waar God het vir Moses gesê, maak 'n brons slang en sit dit op 'n paal, en dan verhoog jy dit, en die mense wat deur slange gebyt is, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid, en deur die gif siek geword het, as hulle gekyk het na die brons slang toe wat Moses in die lug gehou het, dan sou hulle genees geword het. En Jesus maak die koneksie met sy kruisiging, opstanding en verheerliking. Net soos wat die slang verhoog is, so moet die Seun van mens verhoog word. En wie ook al na hom kyk, sal ewige lewe hê. So Jesus sê die manier hoe jy wedergebore gered word, is deur die evangelie van Jesus Christus. Jy word gered deur die evangelie van Jesus Christus en na Jesus toe te kyk in geloof. Jy kyk na Jesus toe in geloof. Dis ongelooflik. Dis ongelooflik hoe God mense wederbaar. Dis hierdie mystery, maar is tog nie 'n mystery nie. Die Heilige Gees skep nuwe lewe in ons, soos ons die evangelie hoor, en ons geloof plaas in die opgestaane Here Jesus. Hoe skep
Hy lewe in ons, soos wat ons die evangelie hoor en geloof plaas in die opgestane Here Jesus. Kyk saam na 'n paar verse. Hier's baie. Romeine 1 vers 16 tot 17. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God, die krag van God, tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. Romeine 10 vers 17. Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus. Jakobus 1 vers 18. Omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring. En dan laaste 2, amper sê ek Pieter, want ek het dit as Pieter, 1 Petrus 1 vers 23 tot 25. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad. Die lewende en ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras en al sy pragt soos 'n veldblom. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is. Efesiërs 1 vers 13 laaste een. Dis nie meer Efesiërs 5 se einde nie, ek het in my stilte tyd gisteroggend gesien, hierdie gedeelte pas beter. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. Hoe word jy wedergebore? Glo die evangelie, die woord, die evangelie is verkondig. Glo die evangelie en om dit die evangelie baie duidelik te stel, dink hierdie illustrasie kan help. Dink aan 'n reddingsboei, Titanic reddingsbootjies wat jy opdryf. Die evangelie wat Jesus vir ons gedoen het, is die reddingsboei. Jy's in die see is wild, jy gaan dit nie hou nie, jy gaan verdrink. En Jesus gooi die reddingsboei. En net voor ek aangaan met daai, as jy dink aan die see, en jy gaan letterlik in die volgende paar minute gaan jy verdrink. Die see is rof. Maar jy dink, nee man, hier is 'n reddingsboei, ek hoor die evangelie, ek moet nuut gemaak word, ek moet vergewe word vir my sonde, en jy hoor dit, maar jy dink, ag, dis nie so ernstig nie. Ek hoef nie regtig nuut gemaak te word nie. Jy is soos Nikodemus, en jy dink, nee man, ek hoor die evangelie, maar ek sal op 'n ander tyd die lifeboat net voor ek dood gaan vat. En dis weer eens hierdie hele gedeelte, die Heilige Gees maak jou oë oop om te sien die ernstigheid van jou sonde, hoe blind jy is. Jou sonde skei jou van God af. Jou sonde maak jou blind vir jou verlorendheid. Jou sonde maak jou blind om te besef jy nodig nuwe lewe. En so jy sit in die oseaan en jy gaan versuip, jy gaan doodgaan, maar jy sê nee wat, ek gaan nie die lewensbootjie, ek's okay. So Jesus se uitnodiging is, aanvaar die verlossing. Bekeer jouself, draai van sonde, plaas jou oë op my, vertrou op my werk, nie meer op jou eie werke nie. Vertrou op wat ek vir jou gedoen het op die kruis. En draai na my toe, in geloof na my toe. Nou, vir die van julle wat die Barry Bakken preek gekyk het oor the world, the flesh and the devil, is 'n great preek. Ekskuus. Hy sal sê, want dit het twee kante, en dis nou die hele debat van laas jaar oor die verkiesing. Hy sal sê, jy kan nie die boetjie vat, as God nie jou lewend maak nie. En dan ander mense sal sê, nee, dis die uitnodiging, vat hom. Nou, daar's 'n spanning. As jy daai spanning wil oplos in jou kop, jy gaan nooit kan nie. Maar die spanning is hierdie. Jesus red jou, as jy die evangelie glo, as jy in Jesus Christus glo, as Here en wat hy vir jou gedoen het. En hy doen dit,
nie apart van jou verantwoordelikheid nie. Kyk, ek wil nie my mis nie, ek verloor julle nou 'n bietjie. Hierdie is crucial. As ek terugkyk na my redding, kan ek sien, dis net die Here se genade wat my gered het. Dis net hy wat my oë oopgemaak het. Maar sy uitnodiging vir jou is, draai na my toe, vat die reddingsbootjie. En jy kan nie sit, omdat ons weet, dit is God se genade wat ons red, jy kan nie sit en sê, ja, okay, maar God maak nie my oë oop nie, so ek gaan nie die bootjie vat nie. Nee, die Bybel is baie duidelik, jy is verantwoordelik om te respond teenoor die evangelie. En jy het God se woord gehoor, hy het sy evangelie aan jou duidelik gemaak, en jou respons is, jy moet draai. Jy kan nie eendag voor God staan en sê, ja, wel, jy het nie my oë oopgemaak nie. Hy sê vir jou nou, glo die evangelie en draai na my toe, en almal wat op die naam van die Here roep, sal gered word. Jy sal gered word, draai van jou sonde af, bekeer, glo die evangelie, en jy sal gered word. Die Heilige Gees, God sal sy Heilige Gees op jou uitstort, soos dat jy draai na hom toe. Dis die belofte. Ek eindig met J.C. Ryle se aanhaling. There is no repentance in the grave. There is no conversion after the last breath is drawn. Now is the time to believe in Christ and to lay hold of eternal life. Now is the time to turn from darkness to light and to make our calling and election sure. The night comes when no man can work. As a tree falls, there it will lie. If we leave this world refusing to repent and believe, we will rise in the same condition on resurrection morning and find it would have been better for us if we had never been born. God het jou so lief, hy het sy enigste seun vir jou gegee. Hy het die bootjie vir jou gegooi, en hy sê, draai na my toe, want ek wil 'n verhouding met jou lewe. Ek dink oom Anton hierdie week, wat 'n hartoperasie gehad het, en prys die Here, dit gaan goed. En dit prys die Here vir die dokters. Maar wat sou gebeur het as oom Anton, as dit nie goed gegaan het nie? Wat sou gebeur het as iets verkeerd geloop het? En hy is nou oorlede. Waar sou hy wees? Hy sou by die Here wees. Want hy is wedergebore en hy het gedraai van sy sonde na die Here toe. Hy sou by die Here wees. En die vraag vanoggend is, as iets met jou gebeur, is jy by die Here? Hy wil hê jy moet by hom wees. Maar soos Wesley af op 'n podcast hierdie Paasweek, hierdie week wat hy verby is gesê het, op een van die grootste podcasts in die wêreld, het hy gesê, God gaan jou nie, as jy jou hele lewe hier spandeer, en jy wil nie in God se teenwoordigheid wees nie, hy gaan op die einde van die dag vir jou sê, okay, jou wil gedoen. Maar hy pleit met jou op hierdie oggend, kom na hom toe, hy wil 'n verhouding met jou lewe. Wil jy 'n verhouding met hom wees? Dis die call vanoggend. Vat die bootjie, draai na Jesus toe, en kyk terug, en sien, dis net God se genade, wat jou oë oopgemaak het. Dis net sy genade. Amen. Vader, dankie vir die woord, dankie vir die evangelie, Here. Dankie dat U ons harte oopmaak, deur te hoor, deur U woord te hoor, deur die evangelie te hoor. Dankie dat U nuwe lewe skep, Here. Vader, ek pleit vanoggend, so met al die gelowiges, dat as daar enigiemand hier is wat nie wedergebore is nie, dat daar nie een persoon hierdie saal sal verlaat, wat U nie sal nuut maak vanoggend nie, Here. Here, dankie dat U ons nuut gemaak het. Dankie dat U ons oë oopgemaak het vir die van ons wat glo. Help ons onthou dat dit net genade is. Help ons om daai hartpostuur te hou in ons lewens, Here, en
en u genade en liefde vir die mense in hierdie gemeenskap te wys en die evangelie aan hulle te verkondig, Here, en te weet dat u Gees mense se harte gaan oopmaak soos ons dit doen. Ons prys u daarvoor. In Jesus naam. Amen.